Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here die waar is. Die Here is hier in hierdie plek om ons te seën vanoggend. Kom ons vat hierdie geleentheid om die Here te aanbid vir wie hy is. Hierdie lieddigter sê hy is die begin en hy is die einde. En hy is vanoggend verseker die alomteenwoordige Here. Let's call him the Alpha and the Omega. Prys met ons hande. Ek sê kom ons lig sy naam op in hierdie plek. Die naam van die Here is 'n sterke toring. Die regverdiges gaan daarin, haleluja. En hulle word beskud. Mighty God, jy mag maar sit in die teenwoordigheid van die Here. Haleluja. Ek wil vanoggend van die geleentheid gebruik maak om te begroet ons Pastor Hilton de Bruin, ons Juffrou de Bruin. Ek begroet elke diaken, elke ouderling, elke ewige lus met hulle vroue vanoggend. Ek begroet die gemeente, die blomtent van die Here. Ek begroet die sonnaskool. Ek begroet ook die jeug wat vanoggend die diens waarneem. Kan gewaar die jong mense is vol vuur. Amen. Ek het gedink ek sou nie die geleentheid kry om hier iets te sê nie. Want die span is opgetsats. Dankie ook aan broer Virgil vir die leiding van die diens. Die diens was goed, prys die Here. Ek gewaar 'n swaar teenwoordigheid van die Here in sy huis vanoggend. En ek wil totaal en al net gehoorsaam wees aan die Here. En ek is ook vir die Here dankbaar en bly Pastor vir die geleentheid wat U vir ons gee om die diens waar te neem.
dit was nie veronderstel, of dit was nie vir ons 'n reg, dat ons dit moes gedoen het nie. Maar ons het vanoggend grace uit die hand van die Here uit ontvang. Ons wil ook aan al die moeders, wil ons geseënde Moedersdag toewens, besonderse Moedersdag wense aan ons First Lady van die huis, the woman who stands behind the pastor of this congregation. Hulle sê, agter elke suksesvolle man is 'n sterk vrou. Agter elke sterk man is 'n dapper vrou. Agter elke suksesvolle man staan 'n vrou wat onverskrokke is. Dankie juffrou dat u saam met pastor staan om die gemeente te lei. Ons kan nog nooit eendag sê dat ons is teleurgesteld in u nie. Ons kan nog nooit eendag sê dat u complimenteer u vir pastor nie. But you compliment your husband to the best of your ability. Kan die congregation staan? Dan celebrate ons First Lady vanoggend. Kom ons eer haar vanoggend. Ons erken haar vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. Ons moet miskien op die punt kom waar ons regtig waar besef, deur die hulp van die Here is dit tog deur ons leiers waar ons staan, waar ons vandag staan. As ek dink hoe pastor met ons gehandel het en met ons gewerk het, kan ons nie anders as om baie kere so hardpostig te wees nie. Somtyds pastor, as dit lyk ons is 'n bietjie rebels, moet u ook ons baie kere weet, iets is 'n bietjie hard te werk om met ons gegaan. So ons erken vanoggend die leadership en ons erken vanoggend die lering wat ons in staat stel om vanoggend ook agter die pulpit van die Here te kan staan. Vanmôre te sê, so sê die Here van die leerskare. Ek weet nie of u hastig is vir die woord, ek is nie hastig nie. Vir die woord van die Here nie, maar laat my toe om net 'n paar woorde te sê voor ek by die woord kom. Ek erken vanoggend die feit dat dit was nie maklik vir my om hier te kom waar ek vandag is nie. Maar ek erken en ek kan skou vandag die hand van die Here. Pastor, ek het nooit eendag u leringe gering geag of weggekyk van die leringe af nie. Dit mag dalk vir baie so lyk, maar ek het elke woord gevat en ek het gehardloop daarmee. En ek is vandag vir die Here baie, baie dankbaar. En ek is vir die Here baie bly. Dieper as ons kan gaan na die woord van die Here in Lukas 18, vanaf die 1ste vers tot en met die 8ste vers. Lukas 18 vers 1 tot 8, verskoon my. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die opskrif daar is die gelykenis van die onregverdige regter. Halleluja, die gelykenis van die onregverdige regter. Vers 1 sê, as u dit het, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. Vers 3 sê, en daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teeparty. Vers 3 sê, en daar was in daardie stad 'n weduwee, sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moed te gee, met ander woorde, omdat hierdie weduwee my nie met rus laat nie, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.
Toe sê die Heer, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Vers 8 sê, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens dan sal kom, sal hy sulke geloof op hierdie aarde vind. Die gedagte gaan oor 'n sekere weduwee, glory to God, wat gevoel het dat die regter moes reg aan haar doen. Die Bybel sê dat die regter wou dit nie aan haar doen nie, want hy het die mens geontsien nie. Maar die Bybel sê die regter was beweeg deur die feit dat hierdie vrou gedurig deur teruggekom het. Hierdie vrou het aangehou. Hierdie vrou het nie opgehou nie. Hierdie vrou het uithou vermoë gehad, want sy het elke keer teruggekom na die onregverdige regter toe, totdat hy reg aan haar gedoen het. Nou die opskrif of die titel van my boodskap is, sterkte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Sterkte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Sterkte kan 'n mens met die oog sien, maar jy kan nie uithou vermoë met die oog sien nie. As iemand sal toelaat, pastor, in 2011 sit hulle hierdie kerk se struktuur op en Diasville se strate is aan die brand. Die gesegde wat ons nou nog by ons spook is, Hilton de Bruin bou 'n groot kerk met min mense wat maar net gewone arbeiders is. En op daai stadium, toe raak hierdie gewone arbeiders nog als 'n bietjie ontsteld, want ons het nie verstaan nie. Ons het nie verstaan op daai stadium dat kragte of sterkte was met die oog gemeet nie. Maar wat die mense van Saldanhabaai en Diasville nie geweet het nie, dat sterkte kan met die oog gemeet word, maar uithou vermoë. Uithou vermoë kan nie gemeet word nie. Halleluja! 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 Hulle wat vir ons is, mag dalk meer en sterker as ons is. Maar al wat ek weet, die Here het net 'n paar mense nodig wat gedurig deur, sonder ophou, sonder uitsak, sy naam dag en nag, halleluja, aanroep. Sterkte word gemeet, maar nie uithou vermoë nie. Ek gaan doen navorsing oor 'n sekere dier, die gemsbok. Nou die gemsbok het 'n swakpunt, omdat hy nie sterk is, of die sterkste is in sy soort nie. Maar die gemsbok is wel bekend vir sy spoed en vir sy uithou vermoë. Die gemsbok het die vermoë om sy predator moeg te hardloop. Die enigste defense wat die gemsbok het, is sy spoed en sy uithou vermoë. Die gemsbok kan 'n afstand spring, so ver as van die kerk af tot by Hopland. Daai taktiek het die gemsbok. Nou die gemsbok is nie sterk nie. Nou die leeu weet ook dit. Daarom as hy die gemsbok aanval, dan is hy baie bereid om die gemsbok liewers aan te val, terwyl die gemsbok besig is om gras te eet. Halleluja, daarom sê baie kere moet ons 'n bietjie uit ons comfort zone uitkom. Ons is te gerus en te gemaklik met die groenigheid. Ons is te gemaklik met die eetery. Jy moet pas op is by die eetery waar die vyand jou gaan vernietig. Maar die gemsbok se vermoë en sy ability kan net tot in werking kom as die gemsbok in die moeilikste tye van sy lewe is. Kragte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Halleluja. Die gemsbok se enigste verdedigingstegniek is sy spoed en sy vermoë om die predator moeg te hardloop.
Want die predator meet die gemsbok se sterkte, maar hy misgis hom met die gemsbok se spoed en met die gemsbok se uithou vermoë. Strength is the ability to lift and to carry heavy weight for a short period of time. But endurance is the ability to lift or to carry a heavy weight over an extended period of time. Strength can only carry a weight for a short period of time, but endurance is to carry a weight over an extended period of time. Strength is often measured by body weight and size, but endurance is the constant resistance, not only in the flesh, but also and more often in the spirit. Endurance is the constant resistance, not in the flesh, but more often in the spirit. Matthew 26 verse 41 says, my spirit indeed is willing, but my flesh is weak. Hallelujah. Endurance is the constant resistance, not only in the spirit, but more often in the spirit. Or not only in the flesh, but more often in the spirit. Strength without courage means nothing. Strength without wisdom, strength without endurance means nothing. Sterkte kan met die oog gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Ek handel oor 'n sekere gedagte. Dawid moet gaan welstand doen oor sy broers terwyl hulle in die slagveld is. Suster Patrice. Dawid gaan om na die toestand van sy broers te gaan kyk. En die Bybel sê op daai stadium was Dawid maar net 17 jaar oud. Maar die Bybel sê toe Dawid op die slagveld kom, toe gewaar Dawid, hier's 'n reus wat besig is om die slagorde van God uit te daag. En al wat 'n boebaas vegter is, al wat 'n skillful fighter is, hulle hardloop en vlug vir hierdie reus. Die Bybel sê Dawid kom af dat hulle almal staan daar in 'n hoekie verskrik, terwyl die reus besig is om die slagorde van die Here uit te daag. En hier staan Dawid met hierdie borde kos. Die Bybel sê, was kaas ook by. Ek wonder of hierdie kaas gerasper was. Maar die Bybel sê, Dawid staan met die kaas. En hy kyk terwyl hierdie reus die slagorde van God uitdaag. En die Bybel sê, al die sterk manne sit in 'n hoekie. Hulle kruip weg vir hierdie reus. Maar Dawid vra, wie is die man wat hier besig is om die slagorde van God uit te daag? Dawid kom as 'n 17-jarige seun staan Dawid. En hy vra, wie is hier besig om die slagorde van God uit te daag? En die Bybel sê, hulle praat en hulle onderhandel met mekaar. En die Bybel sê, Dawid gaan na Saul toe. Dawid sê, my Heer, moenie laat hierdie manne se moed sak as gevolg van die reus. Ek is bereid om die reus te veg. Ek is bereid om hom aan te vat. Ek is maar net 17 jaar oud, maar ek is bereid om hom aan. Hier is die ding. Die Bybel sê, Saul gee toekenning. Saul sê, ja, is alright. Saul sê, jy kan die reus veg, maar hier is toerusting. Hier is klere. Trek hierdie klere aan. En die Bybel sê, Dawid trek aan, maar die klere is so swaar paaste, dat Dawid op daai stadium nie eens kan beweeg nie. Maar die Bybel sê, Dawid gooi die klere af, en hy sê, ek kan nie in hierdie klere nie. En die gedagte kom by my op, Dawid was nie gekwalifiseer vir die kleed nie, maar hy was wel gekwalifiseer om die geveg te veg. En nie die geveg te veg nie, maar hy was ook gekwalifiseer om die geveg te wen. Halleluja. Sterkte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Die sterk manne sit in 'n hoekie, terwyl die man wat maar net moes toes of welstand kom verneem van sy broer se welstand, hy is bereid om die battle te fight, wat die sterk manne nie kan veg nie. Die stryd het nie sterk mense nodig nie. Die probleme het nie sterk mense nodig nie. Die vyand ons sien sterk mense, maar daar is iets wat die vyand nie kan verdra nie. Is mense wat bereid is om elke keer op te staan as hulle terugval. Die vyand het iets teen mense wat elke keer bereid is om aan te gaan, al gee die wêreld en die dorp hulle nie 'n kans om aan te gaan. En die duiwel het iets teen mense wat bereid is om te staan,
Al word hulle naam ook beswadder. Die duiwel het iets teen mense wat bereid is om te sê, ek sal weer terugkom. Al gee hulle my nie 'n kans nie. Die duiwel het iets teen mense wat geval het met die doel om te sterwe. Maar hulle sterwe nie, want as God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Dit is David, dit is die vyand teen 'n mens. Daai is iets wat die duiwel nie kan verdra nie. Die vyand het net iets met iemand wat persistent besig is om die naam van die Here aan te roep. Pastors, moenie geïntimideer word as daar so baie struikelblokke en vroegelinge is nie. Ons moet net kan endure. Ons moet net bereid wees om te endure. Om te endure. Halleluja, om te endure. Want sterkte kan gemeet word. Sterkte kan sy gelyke kry, maar nie uithou vermoë nie. Nie uithou vermoë nie. Halleluja, op 'n sekere stadium sê die Here vir Gideon, vat hierdie manne wat so baie by jou is. Vat hulle na die dieptes toe. Halleluja, as jy by die dieptes kom en as van hulle wat bang is, laat hulle omdraai en laat hulle huis toe gaan. Halleluja, want sterkte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Samson lê, halleluja, nadat hy verslaan was, glory to God, hierdie Filistyne. Die Bybel sê, lê Samson en hy leun teen die pilare. Halleluja, die pilare was op daai stadium sy enigste sterkte wat oorgebrei het. Want die Bybel sê dat die krag van die Here het vir Samson verlaat. Maar die Bybel sê Samson lê teen die pilare en Samson het een woord oor wat hy kan spreek en hy sê, Here, nog net hierdie een keer. Hy sê, Here, versterk my gees nog net hierdie een keer, sodat ek my kan wreek oor die Filistyne. En die Bybel sê, toe die krag van die Here oor Samson kom, toe verslaan hy meer mense as wat hy in die begin en in die sterkte tyd van sy lewe gedoen het. Halleluja. Ek wil vanoggend sê, ons moet volhard in die verdrukking. Ons moet volhard in gebed. Ons moet volhard in vernedering. Die Bybel sê, al vergaan die uiterlike, vernuwe die Here die innerlike dag vir dag. Hy sê, as jy val, staan weer op, want 'n verloorder is nie iemand wat platgeslaan is nie, maar 'n verloorder is iemand wat bly lê, terwyl hy nog 'n kans het om op te staan. Daarom die impak van dit wat ons soms deurmaak, halleluja, dat define nie dat ons verloorder is nie, of dat define nie waar ons gaan opeindig nie. Wat wel gaan define of ons gaan verloor, is die feit dat ek en u die besluit maak om te sê, ek gaan nie uit hierdie ding uitkom nie. Dis waar ons verloor. Dis waar ons as verloordes gekenmerk word. Because we decide to be defeated. En ek het vir myself gesê, I will never be defeated. I will always arise no matter what. I will never be intimidated by strength or to what I see, but I will always be intimidated to what I cannot see. Hallelujah. To what I cannot see. Jesus sê vir sy disippels op 'n sekere stadium, in hierdie wêreld sal julle verdrukking ly. Maar hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hy sê nie wees sterk nie. Hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jy moet net moed skep. Jy moet net uithou. Jy moet net aanhou. Jy moet net deurdruk tot aan die einde toe. As Moses se ma die boodskap kry dat Farao is besig om al die eersgeborene seuns dood te maak, dan blyk dit dat al die vroue in daai stadium bang was om geboorte te skenk. Ek weet nie, as ek seker dat die Bybel sê dat baie van hulle wou nie eens geboortes, hulle was liewes bereid om te sterf. Maar Moses se ma besluit, ek gaan in die geheim geboorte skenk. Sy besluit, come hell or high water, I will give birth to this son. Because sy het geweet dat daar is 'n belofte op haar en op die seun wat in haar buik is gemaak,
Daarom gee sy geboorte aan hierdie seun, irrespecte van die feit dat sy weet, iemand wil my seun doodmaak. Ons moet net uithou. Ons moet net aanhou. Jy hoef nie sterk te wees nie. Jy moet net moed skep. Jy mag dalk vandag deur die ergste gaan in jou lewe, maar skep net moed. Lydsaamheid kweek geduld, en geduld kweek sterkte. Die geween duur net die nag lang deur, sê Dawid, maar die blydskap sal gesien word as die môre sy verskyning maak. Maak hoe saak hoe donker die nag en hoe koud die nag ook al mag wees nie. Moenie jou fokus sit op die donkerte nie. Moenie jou fokus sit op dit wat koud is nie. Sit jou fokus op die feit dat die dag moet aanbreek. Halleluja, halleluja, want verseker sal die dag kom. Dit sal nie vir altyd so wees nie. Sommige situasies maak jou kragteloos, maar jy moet net die moed verloor nie. Lukas 18, glory to God, praat hierdie gedagte van 'n arm weduwee of 'n weduwee. Sy het elke keer teruggekom om aan hierdie regter te vra dat die regter reg aan haar moet doen. Sy telke male het sy 'n negatiewe antwoord gekry, maar dit het haar nie gestop nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, julle moenie rus nie. Jakob sê, ek kan u nie los, al voordat u my nie geseën het nie. Crusade, ek weet wat in die crusade steek. We know of resistance. We know about endurance. We know to keep on fighting. We know to keep on digging. We know to get up when we get knocked down. We know to stand firm even though the world don't give us a stand to stand. Maar ek weet die crusade staan. Daarom is dit nie vir my maklik om sommer net hier weg te gaan nie. Want as ek hier weg gaan, dan gaan ek weg van my krag af. Maar ek is hier waar ek weet, met hierdie volk gaan ek staan, halleluja. Come hell or high water. Ek het hier geleer, pastor. Ek het hier geleer wat dit is om uit te hou. Dan kom ons hier uit die werk uit. Dan kom werk ons hier. Dan kom pastor uit nagskof uit. Dan werk pastor hier. Ek weet hy gaan nie slaap nie, maar al wat ek weet, hy is 4 o'clock hier weg. Dan hardloop hy weer, dan gaan hy weer toe, dan kom hy weer môre. Daai is uithou vermoë daai. Daai het ek hier gesien. Ek het dit op 'n ander plek gesien nie. Ek het dit hier gesien. En dis hoekom ek vanoggend vir die Here absoluut dankbaar en vir die Here absoluut bly is. Ek is klaar met my boodskap. Dit was ter wille van hierdie vrou se uithou vermoë dat die regter uiteindelik aan haar reg gedoen het. Hoe is dit moontlik dat u uitgesak het vir dit wat voor u gestaan het? Hoe het u geval? Hoekom het u geval? Die Here sê dan ons moes goeie moed gehou het. Hy het al hierdie dinge het hy al reeds oorwin. Hoe is dit moontlik? Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. 2 Kronieke 15 vers 7 sê, wees julle dan sterk. Wees geduldig in die verdrukking. Hy sê, wees julle dan sterk, maar moenie moedeloos word nie. Julle sal verloon word volgens dit wat julle gedoen het. Hebreërs 10 vers 36 sê, want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Matteus 24 vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Mag die Here die crusade seën met hierdie paar woorde. Sterkte kan gemeet word, maar nie uithou vermoë nie. Keep on running, keep on winning, keep on standing.
Die Here seën sy woord vanoggend. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja, as daar iemand prys die naam van die Here wat uithou vermoë het in hierdie huis. Halleluja, as daar iemand wat uithou vermoë het. Halleluja, kom ons staan en ons gee die Here prys vandag, prys die naam van die Here. Kom ons gee die Here prys. Halleluja, want ons het gehoor dat ons moet uithou vermoë het. Halleluja, aan die verdrukking prys die Here. Halleluja. Baie dankie Here. Amen. Jesus. As daar vanmiddag iemand prys die naam van die Here. Wat die woord gehoor het, prys die Here. Halleluja, en wat voel, halleluja, dat die stryd, halleluja, het hulle gedruk, en hulle het nie meer krag om aan te gaan nie, prys die Here. Maar vanoggend het u die woord gehoor, prys die naam van die Here, en u het gehoor dat u moet uithou, en u moet aanhou, prys die Here. As daar vanoggend iemand, halleluja, wat vanoggend die Here wil vertrou, halleluja, maar te versterk, halleluja, om krag te gee, prys die Here. U is vry vanoggend, halleluja, om op te kom en die Here te vertrou vanoggend, prys die Here. Om u met krag te bekleë. Halleluja, met alles wat u sal nodig hê, prys die Here. Want die Here is vanoggend hier om u te versterk. Die Here is vanoggend hier om u nuwe krag te gee, prys die Here. Die Here is vanoggend hier, halleluja, om u te versterk, om u stryd te oorwin, prys die Here. Hy is vanoggend hier om u uit te vermoë, halleluja, te versterk. Prys die naam van die Here. As daar vanoggend nog iemand, prys die Here. Halleluja, kom vertrou vanoggend die Here. Van die Here op sy woord. Halleluja. Prys die naam van die Here. Jesus, Die krag van die Here. Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja, Jesus. Ek bid vir die bares. Kom ons staan op ons voete. Kom ons staan op die platte van ons voete. Vat die hand van die persoon